Goeiemôre julle, ek hoop jy is wakker en dat jy uitsien na 'n heerlike nuwe dag in die genade van die Here. Dis lekker om weer vanmôre saam met julle te kuier en uit die Here se woord te lees en ietsie op te dra wat julle deur die dag kan gaan bedink. Mag julle vol van die Heilige Gees wees en mag julle die hele hand in die Here se plaas en hierdie dag saam met hom begin. 1 Korintiërs 12 vers 31 is die laaste vers en ook 13 vers 1 is eintlik onlosmaaklik aan mekaar want dit sê dieselfde gedagte. Paulus skryf, hy sê, lê julle toe op die beste genadegawes en nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Nou weet julle, dit is hierdie hymne van die liefde is 'n onsterflike hymne. Ek dink dis een van die mees gekwoteerde tekste in die geskiedenis van die Bybel. Dis een van die tekste wat die meeste gelees en gebruik word op seremonies, op huwelike. Maar ek wonder of ons regtig al hieroor gedink het. Want Paulus verklaar in 1 Korintiërs 13 dat liefde die allerbeste genadegawe van God aan jou en aan my is. Ek en jy kan enige ander geestelike gawe besit, maar as ons nie liefde het nie, dan is al die ander nutteloos. Ek meen, jy kan die gawe hê om in tale te kan praat, maar as jy nie liefde het nie, dan is dit brabbel. Jy kan die gawe hê om die boodskap te verkondig, maar as jy nie liefde het nie, dan is jou gawe ook nutteloos. Weet julle, daar's 3 soorte predikers vandag in hierdie wêreld. Dis daardies wat mense se siele wil red, en wat oor hulle waak met liefde, soos wat Paulus gedoen het. En dan is daar weer hulle, wat hulle mense die gehoor oor die vlamme see van die verderf wil laat uithang, en die indruk skep, dat hy hom net so verbly in hulle verdoemenis, as in hulle verlossing. En dan kry jy die soort predikers, wat nie omgee vir mense se siele, of waarna toe hulle op pad is nie. Hulle moet net goed leef, hulle moet net reg leef, en daai is net so liefdeloos, soos die tweede een. En weet julle, 'n mens kan 'n besonderse intellektuele kennis hê, maar sonder liefde is dit van geen nut nie. En kennis wat verhelder word deur die vlam van die liefde, kan regtig mense red. Jy kan een of ander hartstogtelike geloof besit, maar sonder liefde kan dit koud wees, dit kan wreed wees. En geloof kan ook soms sonder liefde bestaan, en daarom kan dit baie pynlik wees, dit kan sny. En jy kan selfs liefdadigheid beoefen, wat vergelyk kan word met stukke kos, wat jy net vir 'n hond gooi. En dan is dit maar sonder liefde, en dis eintlik dan neerhalend, jy dink jy's beter. En jy kan selfs jou liggaam gee om verbrand te word, want jy wil graag ook as 'n martelaar bekend staan, maar sonder liefde is die motief net hoogmoed en selfverheerliking. Kyk na my, kyk wat doen ek. Maar weet julle, dan is jou martelaarskap selfs nutteloos. Daar's nie 'n ander gedeelte in die Bybel wat vir jou en my meer tot selfondersoek eis as hierdie 2 verse nie. Lê julle toe op wat nog die allerbeste is. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. O Here God van liefde, kom gee vir my dat my gawes wat ek ontvang altyd in die skaduwee van liefde sal gebeur. Ek vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag verder hê. Môre praat ons weer. Totsiens.